Goeienaand ouetjies, ek hoop dit gaan goed met een en elkeen van julle vanaand. Vanaand se klas gaan sommer 'n aanlyn klas wees met die doel dat julle kan teruggaan op al die skyfies en kan notas maak en op julle eie tyd werk. Ek gaan sommer dadelik inspring deur te sê dat ons gaan vanaand fokus op bywoorde. So ek wil hê julle moet asseblief vir my kyk na die volgende 3 prente. Dan sê julle vir my, wat gebeur in hierdie prente? Wat sê die woorde oor hoe? So ek wil hê julle moet gaan kyk na die aksie wat gebeur in die prent en ek wil hê julle moet half kan vir my sê, hoe is hierdie aksie? Hoe word dit uitgebeel? Okay, so wat kom julle agter oor hoe hierdie mense optree? Julle is welkom om die skyfies te pause of die PowerPoint te pause, dat julle dit kan skryf in julle boeke, julle antwoorde. So ek gaan vir julle tyd gee om dit op julle eie te kan doen. Maar belangrik is ek wil hê julle moet kyk oor hoe hierdie mense optree en dit vir my verduidelik. Okay. Nou, as ons na die volgende sinne gaan kyk. Die leerder antwoord die vraag vinnig. Sy sing pragtig tydens die konsert. Hy is baie slim. Ons het gister te laat by die skool aangekom. So nou gaan lees jy die volgende sinne en dan onderstreep jy, ek wil hê julle moet ook neerskryf, net soos wat julle die prente gaan bestudeer, wil ek julle asseblief met die sinne ook vir my neerskryf. En dan onderstreep jy die woorde in hierdie sinne wat vir jou sê hoe, wanneer, waar of in watter mate iets gebeur. Okay. As julle sou geantwoord het vinnig, pragtig, gister of baie, dan wel dan. Dan het julle dit reg. So goeie werk. Nou die konteks. Wat is 'n bywoord? As ons gaan kyk na die definisie van 'n bywoord. So 'n bywoord, dit word geklassifiseer as 'n beskrywende woord. Dit beskryf die werkwoorde, die byvoeglike naamwoorde, ander bywoorde of selfs voegsels in sinne. So, wat het al daai woorde gemeen in die sinne wat ons nog gekyk het, as ons nou iets moet beskryf? Okay. So, as ons gaan kyk na daai prente, dit was 'n prent van 'n man wat vinnig hardloop, dit is 'n prent van 'n seun wat hard skree, en dan is dit 'n prent van 'n ouerige man, en as mens sal dink aan 'n ouerige man, dan loop hulle gewoonlik baie stadig. So jy beskryf die aksie wat gebeur in die sin. Okay. So dit is woorde wat vir ons sê hoe, waar, wanneer of hoeveel iets gebeur. En dit noem ons bywoorde. So dit is baie belangrik om, as julle sou in die toets moet skryf oor bywoorde, of ons gaan nie noodwendig, dalk gaan ons miskien vir julle definisie gee van wat 'n bywoord is, maar dit is eintlik meer toepaslik. So as ek altyd 'n toets skryf, dan skryf ek altyd hoe, waar, wanneer of hoeveel. Want daar is verskillende soorte tipes bywoorde. Ons gaan nou daarby uitkom. So ek wil net weer klem op dit lê, so 'n bywoord is die beskrywende woord. Okay, dit beskryf die werkwoord, die byvoeglike naamwoord, ander bywoorde en dan die voegsels in hierdie sinne. Okay. Nou kom ons by die tipes bywoorde. So ons kry 1 2 3 4 5 tipes van die bywoorde. So die eerste tipe is die bywoord van wyse. Dit is die hoe in die sin. Hoe eet hy? Hy eet lelik. So dit beskryf hoe hy eet. Okay. Dan kry jy 'n bywoord van tyd. Dit is wanneer. So gister was ek by die skool gewees, of ek het vandag skool toe gegaan. So jy beskryf die tyd, die wanneer in die sin. Dan kry jy 'n bywoord van plek. So van plek is dan waar, hier, vorentoe, daar,
soontoe. So jy beskryf waar. Okay. Dan kry jy die bywoord van graad en dit is in hoe 'n mate. So dit is dan byvoorbeeld jy beskryf dan soos wat jy beskryf eintlik die wyse. So dit is dan baie lelik of baie groot of so dit is basies maar net baie. Okay. Bywoord van graad. Dan kry jy bywoord van modaliteit. Dit is die moontlikheid. So dit is dan dalk, miskien, bietjie. So dit gee nie vir jou 'n aanwysing van 'n definitief nie. Dit beskryf vir jou 'n moontlikheid in 'n sin. Okay. So dit is die 5 tipes bywoorde. Dit is bywoord van wyse, van tyd, van plek, van graad en dan van modaliteit. Okay. Hoe ons dit in 'n sin of in 'n konteks vir jou kan vra in 'n vraestel is ons kan byvoorbeeld vir jou 'n sin gee en dan kan ons vir jou sê beskryf vir my watter tipe bywoord kom in die sin voor en dan gaan jy moet weet, okay, daar's of is 'n bywoord van wyse, tyd, plek, graad of modaliteit. En dan gee jy die woord in die sin wat daai soort 'n bywoord is. Of ek kan vir jou sê, gee vir my 2 sinne met wat bestaan uit 'n bywoord van plek, byvoorbeeld. Net 'n voorbeeld. So dit kan albei kante toe gaan. So dis net baie belangrik as ek dit so vir julle kan sê, so julle gaan kyk na die prente heel voor in die slides wat ek vir julle gegee het en dan beskryf dit wat gebeur in daai prent. So dan jy weet eintlik wat in die prent gebeur, maar dit beskryf die hoe. Ek hoop julle is nog met my en julle verstaan wat ek julle probeer sê. So dit is baie belangrik wat julle dan net moet weet van bywoorde. Is die hoe, die waar, die wanneer, die in hoe mate en dan die moontlikheid. Okay. Right, nou kom ons by die aktiwiteit. So wat ek graag wil hê wat julle asseblief moet doen, is ek wil hê julle moet vir my die 5 bywoorde vat wat ons sopas gedoen het. So dit is bywoord van tyd, plek, graad, modaliteit en wyse en ek wil asseblief hê julle moet vir my 3 sinne van elke bywoord maak. So ek wil julle moet vir my 3 sinne van bywoord van tyd, 3 sinne van graad, 3 sinne van modaliteit ensovoorts ensovoorts. Ek dink is baie eenvoudig. Julle het ook voorbeelde in die slides, so julle is baie welkom om terug te gaan. So om julle te help, gaan kyk na prente, gaan kyk na tydskrifte, gaan kyk na boeke, gaan kyk na foto's en dan beskryf jy wat in daai prent gebeur. Jy beskryf die hoe of jy beskryf die waar of jy beskryf. Ek dink in my opinie dat bywoorde is een van die maklikste taalbeginsels in Afrikaans as ek dit so kan sê, of een van die maklikste taalkonstruksies as ek so kan sê. Julle moet net nie die mekaar raak tussen bywoorde en adjektiewe nie. So onthou net, bywoorde, beide 'n bywoord en 'n adjektief is beskrywende woorde, maar bywoorde is spesifiek wat die werkwoord of voegsels of ander bywoorde beskryf, waar die adjektief fokus meer op die selfstandige naamwoorde wat voorkom, of die voornaamwoorde. Okay, so dit is baie belangrik om die verskil tussen die twee te weet en om nie die mekaar te raak nie. Okay. Dit bring ons dan aan die einde. Dit was nie 'n baie lang klas nie, dit was ook nie 'n baie lang PowerPoint gewees nie, maar dit was kort en kragtig en ek hoop dat julle nie sukkel met bywoorde nie. En julle is baie welkom om vir my enige vrae te vra. Julle is baie welkom om vir my e-pos te stuur. As julle enige vrae het, maar ek dink vir 'n graad 10, ek meen ons doen al vir baie lank bywoorde, so ek hoop julle het dit al onder die blad en ja, baie sterkte en onthou net asseblief van julle aktiwiteit. En dan ja, dan sien ons mekaar volgende keer. Dankie.